Goed, baie welkom by vanaand se studie. Ons maak klaar met die tweede preek vanaand. Ek het 'n tabel begin opstel van temas. Ek gaan hom bietjie verfyn en dan gaan ek hom met u deel. Die temas wat ek reeds het, wat tot dusver in hierdie twee preke hanteer is en in die derde preek dan na vore sal kom, is temas soos is daar sin in kennis, om kennis bymekaar te maak. 'n tema van is daar sin in genot en plesier. In die 7de hoofstuk gaan ons weer daaroor praat. Want ons begin 'n herhaling van temas kry. Nou die tekste moet nou bymekaar kom. Een wat ons byvoorbeeld mee afgesluit het in die vorige ronde was die saak van aanbidding, maar veral geloftes en die onsekerheid van die behoud van besittings. Dis nou nogal een van die groot temas wat ons sien begin herhaal. Jy kan merk hoofstuk 5 vers 7 tot 16, hoofstuk 6 vers 1 en 2, hoofstuk 6 vers 3 tot 9. Dis al klaar 3 tekste wat by daardie tema pas. Die onsekerheid vir die behoud van rykdom. En dis nou nogal 'n saak ook vir ons tyd en ons dag. So wat ek gaan doen is ons nou so aangaan, ek maak my tabel net voller en voller. Ek gaan hom vir dan gee en hy sal as 'n bylaag agter in die boekie wees as die boekie dan nou verskyn van hierdie Bybelstudie. Ek verfyn maar en ek bied 'n studie maar weer aan en as ek so by die tweede aanbieding is, dan kry hy redelik karakter en van hoe hy sal lyk uiteindelik. Maar terwyl ons nuwe materiaal uitwerk en Bybelstudies bymekaar maak, gebruik ons maar, hier is die oefengroep, die eerste oefengroep, daar sal weer 'n tweede oefengroep waarskynlik wees, as die Here ons spaar, en dan werk ons so nuwe materiaal uit vir die kerk, sodat ons uiteindelik daar waar nie predikers is nie, met ons opnames so ook kan bedien. Maar weet ons is daarmee tans besig. Nou, prediker, die tweede preek. Nou, prediker, het jy nou gehoor, ek het die vorige keer vir jy gesê, die prediker bestaan uit 4 preke. Nou, hoe lank preek 'n mens voordat 'n mens iets herhaal? Help my gou, hoe lank kan 'n mens preek voor jy iets begin herhaal? Maar waaroor jy preek, né? Sal iemand vir my sê. Maar as jy net tematies preek, dan beteken dit, hoeveel temas kan ek hanteer? Is daar baie temas om te hanteer? Verseker. Nou, ek het 'n lys gemaak van 'n klomp temas, ek kan nie genommer nie, maar ek kan al vir julle sê, hier is 'n klompie temas hanteer. Maar wat is die hooftema wat jy kan hoor uit prediker? Wat is die hooftema? Wat sal jy sê is prediker se hooftema? Ja, ek dink is 'n goeie antwoord. Sin in God, met ander woorde, kan die lewe sin maak? Is die vraag wat ons vir almal wil vra. En die antwoord is ja. En dan vra hulle maar, hoe maak jy sin? En dan moet jy sê, wanneer die Here in jou lewe is, die God wat alles gemaak het, is alles wat hy gemaak het sinvol binne sy verstaansraamwerk. Dan maak die lewe sin. Wanneer maak die lewe nie sin nie? Wanneer hy nie meer daarvan deel is nie. Dis die hooftema. En nou is daar onderafdelings wat elke keer net onder dit gevoeg kan word. So u kan reeds sien, en as ons die studie nou doen, van hier af gaan ons amper nie meer sê, maar wat is die sin nie? Ons gaan sê, maar hoekom is dit sinloos vir hierdie, en hoekom is dit sinloos vir daardie, en hoekom is dit vir ons nog steeds sinvol? Want dis hoe die wysheid van hierdie boek dan nou inspeel. Nou uit die tweede preek het ons net iets soos 2 of 3 verse nog om te doen. Dan gaan ons oor na die derde preek. Nou die tweede preek op die blaadjie sal jy sien, is die opskrifie daar, gawes van God. Nou hierdie tweede preek was onderverdeel met sinloosheid temas, met ander woorde, die lewe maak nie sin nie, want dit is ongelowige sienswyse. Dan was daar alles maak weer sin, onder daardie subtemas, en nou was daar weer sinloosheid onder een tema, en nou is daar weer sin in 'n ander tema. Nou die gawes van God word hanteer vanaf vers 17 in hoofstuk 5. Ons blaai gou soontoe. Prediker 5 vanaf vers 17. Nou die gedeelte wat nou vooraf gegaan het, was die onsekerheid
of bevrediging oor besittings? Kan besittings jou lewe sinvol maak? Ja, as jy weet wat om daarmee te doen. Maar almal weet wat om met besittings te doen. Jy gebruik dit mos, jy leef dit uit en jy bly in weelde. Hoe lank gaan jy dit kan doen? Tot jy dood is. En dan maak dit dan nou sin, sê die ongelowige. Nee, dit doen nie, want jy is nou dood, jy kan dit nie eens gebruik nie. En wie gaan jou goed uitmors? En so gaan hy aan met die verstaan daarvan. Hoofstuk 5 vanaf vers 17. Kyk wat ek as 'n goeie ding gesien het. Wat voortreffelik is dat iemand eet en drink en die goeie geniet vir al sy arbeid waarmee hy hom vermoei onder die son, gedurende die getal van sy lewensdae wat God hom gee, want dit is sy deel. Kom ons staan net stil by daardie vers. Hier's verskriklik baie mooi goed in hierdie vers. Kyk wat ek as 'n goeie ding gesien het. Wat voortreffelik is dat iemand eet en drink. Eet en drink. Kom ons eet en drink, want môre sterf ons. Jy ken daardie uitdrukking. Dis 'n fatalistiese uitdrukking. Met ander woorde, die lewe gaan met ons gebeur en ons kan niks daaraan doen nie en ons kan nie keer dat ons dat dit met ons goed gaan of sleg gaan nie. Ons kan niks daaraan doen nie. Kom ons eet en drink, want môre sterf ons. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Dis nie 'n gelowige uitgangspunt nie. Dis 'n ongelowige uitgangspunt. Dis 'n uitgangspunt in die tyd van Rome. Hoe die Romeinse burgers in daardie tyd in die eerste eeu dit gesien het. Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie, daarom geniet ons vandag ten volle, maak nie saak wat môre kom nie. Nee, dis nie hoe die gelowige leef nie. Ons leef vandag voluit want ons weet die Here voorsien en dat hy môre sal voorsien en dat ons kan leef daaruit. Die prediker stel dit vir ons baie mooi. Ek eet en ek drink, ek geniet die goeie en al die arbeid waarmee ek my kon besig hou, die moeite wat ek myself mee besig kon hou, alles geniet ek in my lewensdae, want dit is wat die Here my gee. Dit is my deel. Onthou jy die frases wat gesê het, dis beter hoe daai toestand van, ek werk te hard, ek gaan myself doodwerk. Ek gaan sterf in hierdie proses van werk. Daardie wat ons oor gepraat het vroeër. In konteks van God wat ons laat werk. Iemand wat gebreklik geword het of in 'n toestand van verlamming ingegaan het, wil graag net 'n bietjie beweeg. Wat mis ons, né? Jy mis dit wat jy kon doen. Wat mis ons as ons ouer word? Dis mos nou nie baie ou mense hier nie. Wie mis hulle goeie rug? Wanneer jy net kon doen en regtig nie lyfseer gekry het nie, wie mis daardie dae? Of wat jy vinnig kon herstel nadat jy hard gewerk het. Ek mis dit al klaar, en ek is nog jonk. Nee? Ja, ek hou langer as van my mense jonger as ek selfs. My lyf is nog sterk genoeg om aan te kan hou, langer as wat sommige jonger manne kan. Maar wat is dit wat jy mis? Jy mis veerkragtigheid, jy mis helderheid van verstand, jy mis dat jy alles kon onthou, dat jy vinnig die goed bymekaar kon vat, jy mis dit. Ons mis dit wat ons verloor, terwyl ons dit nie meer kan doen nie. En ons verlang daarna. Die uitdrukking, die goeie ou dae, word net deur senior mense gebruik. Want jong mense weet nie wat 'n dae is verby nie. Dis net realiteit. Toets bietjie, of hulle praat ook van die goeie ou dae. Hulle het nie idee wat hulle mis nie. Want dit is nog nie weg nie, né? Dis nog nie weg nie. So vers 17, 'n verskriklike belangrike vers in terme van besef van wat die sin in die lewe is. En gaan merk, dis 'n huiswerk, merk daardie vers en gaan haal hom uit en sien hoeveel dinge van wat ek vandag kan geniet, is 'n dankbaarheid teenoor die Here. En nou kan ek teruggaan en ek kan fasette van hierdie vers, aspekte wat ek vir my lewe beleef, terugvat en sê, ek kon dit doen, dankie Here dat ek dit kon doen. Dis 'n gedagte, is 'n geheue, ek onthou dit, en die goeie wat ek daaruit kon geniet, ek kan dit nog steeds onthou dat ek dit geniet het, en ek weet ek het dit gedoen. Dankie Here dat ek dit kon doen. Dis 'n Christelike lewens- en wêreldsbeskouing uitgangspunt.
Dankbaarheid vir die geleenthede. Dan vers 18. Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het en wat hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem en hom te verheug by sy moeitevolle arbeid, is dit 'n gawe van God. Waar kom alles vandaan? Van God af. Waar kom rykdom vandaan? Van God af. Skatte van God af. En hy stel ons in staat om daarvan te geniet en jou deel te neem. Is alles joune? Juis nie. Wanneer die Here vir jou oorvloed gee, is daar 'n oorloop. Wat sê die Psalm? Psalm 23 vers 6. Sê hom van voor af op. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hoor daar? Tannie mis nou al reeds die goeie ou dae, want die Psalm is nie meer helder nie. Kom ons lees hom dan, want ons moes hom uit die kop uit ken. Ek ken hom nog steeds uit die kop uit, maar ek gaan hom nou nie vir almal, want ek kry nou nie die gesamentlike saam sê nie. 'n Psalm van Dawid: Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, en ek het verkeerd gesê, dis eintlik vers 5, my beker loop oor. My beker loop oor. Nou as my beker oorloop, beteken dit ek het te veel. Ek het nie te min nie. Ek kom niks kort nie. Ek rus op die regte plek. Hoekom is hierdie Psalm so na in ons hart? Want dit vertel ons van die herder wat vir ons alles gee wat ons nodig het. Meer as wat ons kan gebruik. Want die veld se gras is te veel. Ons kan eet en ons kan maar net lê en slaap, want daar's genoeg kos. Hoor dit? Die waters maak my rustig. En dan die 6de vers sê net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Tot waar strek dit? Tot aan die einde daarvan. En dan die geloofsaak, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Aanbidding is ook nie beperk nie. So, hierdie is nie verniet 'n troospsalm nie. Dis 'n psalm wat sê, wanneer ons alles het ons regtig alles. Want die gewer van alles is in beheer. En dis wat Salomo ook beskryf. Kan hoor as dieselfde tipe literatuur. Dit sê dieselfde ding. So jy sien die parallelle in dieselfde literatuurstyle. Maar jy weet ook hoekom ons hierdie psalm moes leer. Moet aan die Susan gaan leer om dan nou maar. Ek spot net hoor. Dis reg. Ek moes hom dan maar opgesê het. Ek het dan gesê vers 6 en dit was eintlik vers 5. So is eintlik my skuld. So vers 18 van Prediker 5 sê dit. Die Here gee vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het. Hy stel hom in staat om daarvan te eet en sy deel te neem, want sy deel is genoeg, so dit kan oorspoel na die ander. En om te verheug by sy moeitevolle arbeid. Hoekom sê die Here in die skrif, hy het 'n blymoedige gewer lief? Want wat gee die gewer anders as God se gawe wat hy ontvang het aan die wat dit nodig het? Want jou gawes gaan aan die Here, want is eintlik syne. Ons gee vir hom terug wat hy klaar vir ons gegee het. Hier is 'n dankoffer beginsel, né? Wanneer die Here vir my gegee het alles, gee ek net 'n stukkie terug. Ek gee terug aan die Here wat ek reeds ontvang het. Hoe is die beginsel van rykdom en suinigheid? Van rykdom. Ek kan nie hierdie weggee nie, want ek moet my rykdom beskerm en ek moet myself verryk
Maar die Here sê nee, alles behoort aan hom, gee terug wat aan my behoort. Alles behoort aan my, gee dit uit dankbaarheid as jou dankoffer. En jou tiendes, die Here gee baie uitsprake oor tiendes. Hy gee baie uitsprake oor wat is syne en hoe bou hy sy koninkryk. Kyk gou na die kerkbeginsel. Ek wil dit sommer net vinnig hier hanteer. Want as God se gawes genoeg is om sy koninkryk te beskerm, hoe doen hy dit? Hy gee genoeg gawes. Ons het al die gawes hanteer toe ons 1 Korintiërs 12 hanteer het. Onthou daardie gedeeltes oor die gawes. Wanneer die Here genoeg gawes gee vir sy kerk om in 'n koninkryk te wees waarvan hy die koning is, gee hy genoeg rykdom sodat die wêreld dit kan sien. Hoe weet ons die Here het genoeg rykdom? Hy gee Israel, hoor hierdie lyn, ongelooflike lyn. Wanneer Israel hongersnood beleef, gaan kos soek in Egipte, is Egipte klaar ryk aan kos. Want die Here het 7 jaar se rykdom versamel. En hy het vir Farao gesê, jy beter dit versamel. Hy stuur die onderkoning wat dit in goeie sorg gedoen het. Wanneer Israel daar moet woon, is dit die sterkste en die rykste land ter wêreld. Waar kom dit vandaan? Wanneer Israel in ballingskap gestuur word, word hulle 70 jaar weggestuur om in Babylonië te wees. En as hulle uittrek, dan trek hulle uit met 'n betaalde rekening van so bou jy die tempel, so bou jy die stad en jy herstel want Perse bly betaal. Wie die rykdom? Wie die rykdom? God het. Wat vra hy van Israel terwyl hy haar so versorg? As kerk van Jesus Christus in die Ou Testament, hoe help hy haar versorg? Hy gee alles. Wat vra hy van hulle? Gee aan my die eer. En die koninkryk van God staan. Wat doen hy in die Nuwe Testament? Dieselfde. Hy gee die kerk 'n huis, 'n blyplek, 'n woonplek, 'n leefplek. En wat doen hy met die tiendes? Hy stuur dit vir Jerusalem vanuit Korinte. Hy stuur dit na ander gemeentes vanuit ander dele. Die koninkryk van God bly leef vanuit die rykdom wat God versamel. Is reeds daar en hy stuur dit. So die ondersteuning van ander gemeentes, nie 'n vreemde konsep in die skrif nie. Die ondersteuning van die kerk met die middele wat God gee, nie 'n vreemde beginsel nie. En vandag leef ons nog steeds onder dieselfde beginsel. So die Here gee vir ons genoeg mense met genoeg geld, genoeg gawes. Want partykeer het jy nie nodig om 'n sent te gee nie, jy gee net jou tyd. Jy het 'n gawe, jy het klaar 'n vermoë om 'n ding te doen. En dis dalk 'n baie duur stukkie vermoë. Maar jy gee dit verniet, sodat die koninkryk van God met die gawes wat in jou ingebou is, wat baie geld gekos het, oorspoel na die koninkryk van God. En dit word gebruik as 'n gawe en 'n diens in sy koninkryk. Hoe werk die Here? Niemand is te arm om iets te kan doen nie. En niemand het geen gawes wat hulle nie kan gee nie. Ek is nou onseker in watter deel van die belydenisskrifte dit staan. Ek vermoed, as ek nou reg het, dis in die Nederlandse geloofsbelydenis, waar gesê het, hoekom moet jy jouself by 'n kerk voeg? En dan word beskrywe wat jy dan gee by daardie kerk. Al jou gawes vir die koninkryk van Christus. Dis 'n baie belangrike beginsel. So dit wat hier staan reeds in Prediker, is niks nuut nie. Dit staan in die Psalms, dit staan in ander dele ook. Maar sien net die Bybel se konsep van waarde en rykdom. Soos die wêreld kyk na rykdom, val my nou by ook die rykdom wat Nebukadneser na kyk en sê kyk hoe wonderlik is dit wat ek bymekaar gemaak het en die straf wat die Here hom gee. Is nie van jou af nie, is van my af. Die Here straf van Nebukadneser oor sy selfvoldaanheid, oor die rykdom wat hy het, en dan herinner die Here hom, dis my rykdom wat jy kan gebruik. Dis 'n baie interessante beginsel. So dink aan geld en die middele wat in die wêreld bestaan en die gejaag na rykdom. Dis 'n baie skerp tema. In die temas wat ons hier alreeds in Prediker gedoen het, is daar 'n paar wat daaroor handel en die behoud van besittings
in die 5de hoofstuk en in die 6de hoofstuk die bymekaar maak deur harde werk, hoofstuk 2, vers 17 tot 23, 4 vers 4 tot 6, daar's 'n klomp plekke, soos ek sê, ek gaan die lys verfyn, dat dit vir jy baie maklik is, en dan gaan ek hom uitdeel, elke week gaan ek vir die bywerkings ook dan mag gee, dat jy dit net het, dat jy sal verstaan dat, wanneer die Here dit dek in die woord van hom, in die Bybel, dek hy dit ook in hierdie preke van Prediker, maar die saak van middele en geld, sal nooit verdwyn uit die woord van die Here nie. Hoekom nie? Hoekom praat die Bybel so baie oor middele en besittings? Dis 'n goeie vraag. Hoekom praat die Bybel so baie oor middele en besittings? Want dit is 'n struikelblok vir die mensdom. Wat doen ons wat is ons groot krisis met rykdom in die lewe? Dat dit 'n afgod kan word. Jy raak so vertroud op jou vermoëns, en as jy geldelike vermoëns het, dan staan jy baie sterk daar binne. Waar lê armoede teenoor rykdom? Aan die ander kant van die spektrum. Jy kan in armoede dieselfde afgod hê as wat jy in rykdom het. Rykdom het jy baie van die middel, en armoede het jy min van die middel. Maar jou fokus bly die rykdom, bly die vermoëns. En dit kan in beide gevalle die afgod fokus bly. So die rykdom is in Israel se geskiedenis 'n algemene sonde waarmee die mensdom worstel. Dis iets van ons gevalle toestand. Dis iets wat ons definitief mee te doen sal hê. En daarom kan jy verwag dat in wysheidsliteratuur, wat sê Jesus vir die ryk man? Wat sê Jesus vir die ryk man? Gaan verkoop alles, dan volg jy my. Dan raak dit moeilik. Om Jesus te volg sonder geld beteken dat ek op hom moet vertrou. Wag 'n bietjie, kom ons probeer 'n ander plan. Dat ek kom terug, ek het 'n ander, ek wil net 'n bietjie gaan somme maak. Dit is die moeilike een. Goed. Ek noem daardie want dit is 'n tema wat baie herhaal en dis hoekom hy baie herhaal. Vers 18 sê dis juis die moeitevolle arbeid wat jy gebruik het en die gawes wat jy ontvang het, is 'n gawe van God. En dan sluit die laaste vers af, want hy dink nie baie aan sy lewensdae nie, omdat God hom laat besig wees met die vreugde van sy hart. Hy dink nie baie aan sy lewensdae nie, want God laat hom besig wees met die vreugde van sy hart. En hierdie 3 verse kan u maar merk, dis die slot van daardie preek. Ons kyk na alles in 'n perspektief. Alles kyk ons in 'n perspektief van, wat het die Here vir my gegee? En daarom is ek dit vir gee as 'n selfondersoek gaan gebruik dit. Vat vers 17 tot 19 en gaan gebruik dit as 'n perspektief. Hoekom maak my lewe sin? En hoekom kan ek tevrede wees met waar ek is vandag? En as ek nie is nie, kom ek vra 'n bietjie die vraag, wat het die Here nie in voorsien nie? Wat het die Here nie voorsien in nie? Of kan ek dit net nog nie sien nie? Kyk ek vas in iets wat ek as 'n afgod beskou? Is daar iets wat in my lewe, in my pad staan om die Here te sien? As dit so is, dan moet ek 'n vraag vra. Hoe het ek hier gekom? Hoe het ek hier gekom? Dat my perspektief so vervlak het, dat ek nie meer sin maak in die Here nie. En dis die toets wat ons moet aanlê met hierdie 3 verse. Goed, die vraag om oor te dink wat hierdie gedeelte afsluit, hierdie preek in besonder, is die lewe word makliker gejaag na besittings en status. Besin oor die algemene toestand van elkeen wat geld najag in die lig van disippelskap in Christus, in die lig van Markus 10 vers 17 tot 31. Nou wat staan in Markus 10? Kom ons lees daardie gedeelte saam. En ons maak sin uit wat ons uit die wysheid van die Here geleer het
En ons probeer verstaan in die beginsels van 2 vrae. Wanneer maak die lewe sin? Wanneer maak die lewe nie sin nie? Nou gaan ek dit toepas op 'n Nuwe Testamentiese gedeelte waar Jesus aan die woord is. Ek lees vers 17. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë en vra hom: Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Goed, dis 'n goeie vraag. Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Goed, so, hoe goed moet ek wees? Gaan dink bietjie. Ons gaan aan. En Jesus sê vir hom: Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. So op 'n menslike basis antwoord Jesus en sê niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Net God kan goed wees. Hoekom? Wat is alle mense? Behalwe sleg. Ons is selfsugtig. Ons dink aan onsself eers voor ons aan iemand anders dink. Ons is sondig in karakter sodat ons niks in ons lewens eintlik op sy kan skuif en net aan 'n ander dink nie. Ons is in 'n onvermoë toestand om dit te kan regkry. Daar's ons groot krisis in die lewe. Maar hy vra 'n baie groot vraag: hoe kan ek die ewige lewe beerwe? Kan ek iets doen? En Jesus antwoord met 'n baie goeie antwoord: jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis gee nie, jy mag niemand kort doen nie. Oeps, jy eer jou vader en jou moeder. En wat beteken jy mag niemand tekort doen nie? Jy mag nie steel nie. So, jy mag nie by iemand geldjie vat nie. Hoekom sou Jesus daardie sinnetjie insit? Jesus openbaar homself as God, né? Hy openbaar homself as God, hy weet. So as jy regverdig wil wees in die lig van fariseïsme, om 'n fariseer te wees beteken jy ken die wet. So as ek my liefde tot my naaste uitoefen, dis tog 'n maklike manier om te toets of ek regverdig is voor die Here, want ek leef daarom soos 'n goeie mens. So ek het daarom nou nie, wat het ek nie gedoen nie? Ek ken die gebooie, ek het nie egbreek gepleeg nie. Ek weet nie of ek iemand doodgeslaan het nie. Ek het dalk iemand sleg gesê, maar ek het dalk nie iemand doodgeslaan nie. Maar en ek steel nie, ek dink nie so nie. En ek het nie gelieg nie en ek het aarde. Jy mag niemand tekort doen nie. Ek wonder, hoe word jy ryk? Vir party is dit moeilik om daai nou te antwoord. En ek eer my vader en my moeder. So ek het baie goed gedoen. So ek kon sê as ek hierdie man was. Ek ken hom glad nie. Maar oor die algemeen sal ek kon afmerk, Paulus sê, volgens die wet, onberispelik, Filippense 3. Onberispelik volgens die wet. Hy het opdragte gegee vir doodmaak. Hy het opdragte gegee vir baie ander dinge ook. En hy het sy eie eer gesoek. Paulus? Sou Paulus die ewige lewe kon bereik met wat hy gedoen het? Antwoord is nee. Want niemand van ons kan volmaak leef nie. Ons is in onvermoë om waarlik voor God sonder gebrek te wees. Ons is nie in staat nie. Niks wat ons doen is goed genoeg nie. Werklik waar nie. Maar die vraag is, hoe kan ek die ewige lewe beerwe? En dan gaan hy aan. Maar hy antwoord en sê vir hom: Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Ek was perfek. Van my jeug af het ek dit gedoen. Gaaf. Wie is jou God? Is Jesus se volgende vraag. Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry. En vir hom gesê, een ding kom jy kort. Jy het alles gedoen. Jy het selfs vertrou dat jou goeie werke jou ere plek gee voor die Here. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Wanneer jou goeie werke ook jou naam affekteer, jou goeie naam onder die gemeenskap, want jy het goed gedoen aan almal, maar jy het gehou aan wie jy is God nie, jy is 'n trappie hoër. Jou posisie stel jou in staat om groot te wees.
Maar as jy niks het nie, wie is jy dan? Dis die vraag wat alle ryk mense moet antwoord. Dis alle mense met aansien moet die vraag antwoord. Alles wat jy bereik het, moet jy op hierdie wyse antwoord. Jou posisie in enige samelewing, in enige gemeenskap, in enige organisasie, as ek dit van jou wegvat, is jy wie jy moet wees. Dis wat Jesus sê. Kom ek vat weg wat jou 'n status gee. Kom ek vat weg wat jou goddelike status gee. Want dis eintlik wat jy is. En wie is jy dan? Maar hy het treurig geword, vers 22, oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan? Jesus se eie woorde. Hoe beswaarlik sal iemand wat goed besit in die koninkryk van God ingaan? Want as jou geld jou God is, en jy die instrument van daardie godheid, hoe sal jy? En Jesus het op 'n ander plek ook gesê, dis moeilik om deur die oog van 'n kameel te gaan. Dis baie moeilik. Dit is verskriklik moeilik om daardeur te kom, veral as jy ryk is. En die disippels was verbaas oor sy woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle, kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan. Dit is makliker vir die kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En die oog van die naald was 'n nou ruimte in 'n bepaalde muur. Dis hoe moeilik dit is. Dis 'n baie nou ruimte. En hulle was uitermate verslae en het vir mekaar gesê, wie kan gered word? Wie kan gered word? Die vraag is, wie kan gered word? Wat maak dat ek gered kan word? Wat kan ek doen om gered te word? Absoluut niks. Hoe het Israel gered? Hoe het Israel redding en verlossing gekry? Wat het hulle gedoen? Niks nie. Hulle kon niks doen nie. Hoe het Adam redding gekry? Hy kon niks doen nie. Nou waarom wil jy iets doen om redding te kry? Jy kon dit nie doen nie. Die Bybel leer dit eenvoudig glad nie, dat jy iets kon doen om redding te kry nie. En daarom kan jou besittings jou nie in die hemel kry nie. Daarom kan jou goeie werke jou nie in die hemel kry nie. Jou goeie werk is 'n getuienis van jou redding. Getuienis van dankie Here. Dis wat dit is. Daar's geen ander saak daaroor nie. En daarom as jy die sin in die lewe soek, en dis wat prediker dan nou sê, hou ek vas aan my nalatenskap? Nee, my goed gaan vir iemand anders, want die Here gee dit vir iemand anders. As 'n instrument om aan te gaan, want God se beker is altyd oorlopend vol. Want dis wie hy is. Maar myne hoef nie vol te wees nie. Ek het genoeg vir vandag. Dis wat hy vir my gee. Ek hoef nie meer te hê nie. Petrus antwoord, Jesus sê nog verder in 27, maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Toe begin Petrus vir hom sê, kyk, ons het alles verlaat en U gevolg, en Jesus antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat 'n huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my en van die evangelie verlaat het nie. Of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolginge, en in die eeu wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, nie wat laaste is, eerste. Die meester van predikers, Christus self, gee vir ons net een antwoord. Hoekom maak die lewe sin met goed, as dit Christus sinne is? En die lewe sonder goed maak sin, as die lewe Christus is? Hoor mooi? Hoekom maak die lewe met goed sin, as dit Christus se goed is?
En sonder goed maak die lewe sin, omdat dit in Christus is. Want die lewe is Christus. As dit nie is nie, maak die lewe nie sin. En as jy rykdom het en dit word nie gebruik vir Christus nie, gaan jy dit waarskynlik verloor en nog steeds arm wees. Al het jy alles, want jy het nie Christus nie. En dit gee vir die perspektief. Die goed is nie die saak nie, maar die fokus van die goed is die enigste saak. Waar is jou Here en jou God? En dan het jy die sin. En sonder dit het jy niks. Hierdie teks is die preek van Prediker in die Nuwe Testament. Een van sy preke, wat hy weer kon gee, en weer kon gee, want Christus is die sin. Daar is nie 'n ander sin, en dan maak dit ook nie grootliks verder sin nie. Goed. Jy hoor die temas kom mooi by mekaar, nou kry ons lewenswysheid. Want dis wat wysheidsliteratuur is. So hoe pas ek lewenswysheid toe? As ons vir 'n jong man soos hierdie sê, hoe leer jy dinge doen? Jy doen dit net. Op grond van wat iemand vir jou gesê het, so doen dit. En dan as jy fout maak, dan leer jy daaruit. Hoe kry jy waarde uit dit wat jy geleer het? Jy doen dit goed en goed en goed, tot jy dit so goed doen, dat jy dit waardevol toevoeg aan die samelewing. Reg. Nou, alle jong mense moet dit mooi verstaan. En alle ouer mense verstaan dit wel, dat as ons gawes begin verloor ons waarde in die stelsel. Ons weet dit almal. Hoeveel keer het ons al gesê, as ons iemand waardevol verloor, het ons 'n groot gat in die lewe. Wie het dit al beleef? Ons eie gemeente het ons dit beleef. As die groot manne val, hoeveel kort ons weer? Hoeveel sit ons weer terug in die stelsel? Of die stelsel word armer, of hy word voller. En die armer word in die stelsel, is iets wat ons definitief beleef in ons tyd en dag. Maar wat is die oorsaak daarvan? Hoekom word ons armer? Want vir sommige maak die lewe nog nie sin nie. Vir sommige maak die lewe nog nie sin nie. Die moeite maak nog nie sin nie. Die sukkelfase waarin ons is, maak nog nie sin nie. Wanneer gaan dit sin maak? As Christus sin maak. Reg. So, ek dink ons moet elke tydvak van ons lewe moet ons gaan stil staan en sê, wat het ons nodig om in hierdie tyd te doen? Elke tyd het 'n boutyd, 'n breektyd, 'n herboutyd, 'n opboutyd en weer 'n breektyd. Ek dink ons is in 'n breektyd. My belewenis persoonlik is ons tans in 'n afbreektyd. Met hoop op 'n opbou en 'n herboutyd. Maar ons weet nie hoe lank hierdie tydvakke in ons geskiedenis gaan wees nie. So hoe gee ons hoop vir die opkomende geslag? Wat daar sit en hier sit. Want van ons ander gaan dit sien wat oor 15 jaar of 20 jaar of 30 jaar gebeur nie. Party van ons gaan dit nie beleef nie. Is 30 jaar 'n geslag? Hoe lank is 'n geslag? Hoe lank dink ons is 'n geslag? Tussen 30 en 40 jaar kan maklik 'n geslag wees, né? En wie gaan nog 30 jaar iets kan doen? Hande op. Mis moontlik so bietjie. Is miskien nog waardevol vir 20. So ek het werk om te doen. Hy sal dit waarskynlik nog kan doen vir 40. 50 sê hy. Reg. Daar's werk om te doen. Maar waarna kyk ons? Ons kyk na wat kort. En moet ons vra, Here, wat wil U hê moet sin maak in die tyd waarin ons leef? En soek jou werk daar. Is dit in die kerk, in die werk, in die gemeenskap, die samelewing? Goed, preek nommer 3. Hoofstuk 6. Klompie temaatjies word hanteer. Die eerste 3 is die eerste 12 verse van die hoofstuk. Dit gaan weer oor geld. Sal dit lank hou? Wie wil antwoord? Gaan geld lank hou? Iemand het mooi gesê, geld is wonderlik. Dit rol van jou af weg.
Geld word net minder. Dit vloei net. Dit rol van jou weg. Geld bly nie joune nie. Is altyd iemand se. Dis nie altyd joune nie. Hoop dat geld lank sal hou. Wat is die kans? 0. Hoop dat geld jou sal bevredig. Vir 'n tyd lank, dit kan goedkoop. En dan die derde subtematjie van 3 dinge wat nie die moeite werd is nie, is dat gaan dinge verander? Hoe gaan dinge verander? So ons kyk gou na hierdie paar versies. Is nie lang versies, is ook nie moeilik nie. Die temas herhaal nou, so ons gaan redelik vinnig deur dit gaan. Vers 1. Daar is onheil wat ek gesien het onder die son, en wat swaar druk op die mensdom. 'n Man aan wie God rykdom en skatte en eer gee, sodat hom niks ontbreek van alles wat hy kan begeer nie. Maar God stel hom nie in staat om daarvan te geniet nie. Want 'n vreemde geniet dit, en dit is 'n vergeefse moeite en 'n bitter lyding. Hoe lank gaan geld hou? Hoe lank hou jou geld gewoonlik? Wat sê hulle van erfgeld? Swerfgeld. So swerfgeld beteken dit word altyd iemand anders in. Wat doen hulle altyd met erfgeld? Hulle koop die grootste goed, die meeste goed, en so gou as moontlik as hulle die geld het, gaan dit. So, hoe lank hou jou geld? Antwoord is kort. Tot jou lewe verby is, of tot jy nie meer dit bymekaar kan hou nie, of tot jy 'n groot ding moet betaal en dan kan jy ook nie meer verder. So dit hou nie, sê jy? Tot dit opraak. Dit hou tot dit opraak. Goed, vers 3. Hoe lank sal geld jou, is daar 'n hoop dat geld jou sal bevredig? Natuurlik is daar. Is dit lekker om geld te spandeer? Wie geniet dit? Dit is baie lekker as jy dit. Dis presies wat dit is, baie lekker. Geld maak dinge lekker. Maar dit hou net nie lankie, dis maar net die ding. Vers 3, as 'n man 100 kinders verwek en baie jare lewe, en die dae van sy jare baie is, en sy siel nie genoeg kry van die goeie, en hy ook nie 'n begrafnis het nie, dan sê ek, 'n misgeboorte is beter as hy. Hard is daai teks. So hoeveel kinders? 100 kinders? En hy het nie begrafnis nie. Hier staan hy, maar 'n misgeboorte is beter as hy. Hy het niks nie, want hy het net vasgehou aan wat? Hy kry nie genoeg van die goeie nie. Vers 4 sê, want in nietigheid kom dit, en in duisternis gaan dit heen, en met duisternis word die naam daarvan bedek. Vers 5, ook het die son nie gesien of geken nie, dit het meer rus as hy. Hoe meer hy bymekaar maak, hoe minder maak dit hom gelukkig. Waar is die geluk? En dit is nou 'n herhaling van 'n tema, né? Dis 'n herhaling van die onsekerheid van die behoud van besittings. Dis 'n tema wat nou weer herhaal. Jy daarvan gelees, jy kan byskryf, 5 vers 7 tot 16, het daaroor gepraat. Ook 6 vers 1 en 2 het ons mee begin, ook daaroor gepraat. So 5 vers 7 tot 16 het ook hiervan gepraat. Dis onsekerheid wat jy beleef, wanneer jy dink, jou geld gaan by jou bly. Dit is in die nietigheid wat jy daaraan vashou. Vers 6, ja, al lewe hy ook 2 maal 1000 jaar, en geniet nie die goeie nie, gaan nie alles na een en dieselfde plek nie. Al die moeitevolle arbeid van 'n mens is vir sy mond, en tog word die begeerte nie bevredig nie. Dis die tweede saak van die dinge wat nie die moeite werd is nie. Hoekom is dit so dat geld nie lank hou nie, en die gejaag na die goed en die besittings nie die moeite werd is nie? Wat is die rede daarvoor? Ek ken die antwoord. Wat is die rede daarvan dat al hierdie gejaag na die dinge nie die moeite werd bly nie? Dis tydelik, maar hoe lank bly mens tevrede met perfeksie? Wanneer bereik mens perfeksionisme? Wanneer bereik mens perfeksionisme? Wie is bietjie perfeksionisties? Klein bietjie. Is hier enigiemand? Niemand? Regtig, niemand? OK, goed. Wat gebeur? Ek vra dit net want dis 'n frustrasie om perfeksionisme te hê,
Want wat gebeur as alles netjies moet wees? Hoe lank vat dit jou om dit so te kry? Baie lank, né? So hoeveel tyd gaan verlore in die proses wanneer mens in jou perfeksionisme alles netjies wil kry? Heeltemal te veel tyd. So wat het ek daarvan oor? Niks nie. Want wie kom? Dan kom 'n ou dan krap hy ding net so bietjie die mekaar. Dan is ek wat? Omgekrap, né? En ek is ongelukkig daaroor. En perfeksionisme is, ek het baie goeie vriend wat ook is, en ek krap altyd, as ek saam met hom koffie drink, en krap ek sout of iets, skuif ek net so klein bietjie, en dan moet hy dit weer terugskuif, en frustreer hom eintlik net, né? So, dis nie, seker nie die mooiste ding om te doen nie, maar ek geniet sy onvermoë om daarvan ontslae te kan raak. Maar dit hou vir hom besig, dit hou vir hom altyd besig. En sy goed is pynlik netjies, een van die netjiesste mense wat ek ken. En regtig, wanneer perfeksionisme jou lewe oorneem, is dit vir jou swaar. Perfeksionisme, weet die reeks gekyk, Monk, reg. Want hy weet toe hy daardie een eksamen moes skryf om 'n speurder te kon word. En hy kon nie perfek in die middel van daai sirkeltjie inkleur om sy merkie te maak. Hy het die antwoorde geken, maar hy kon net nie dit regkry om daai dingetjie mooi in te kleur nie, dat hy regtig nie kon deurkom met die toets nie. Hy het nie genoeg tyd gehad om klaar in te kleur nie. En die merkie was nie perfek genoeg nie. Hy kon nie die eksamen slaag nie, alhoewel hy al die antwoorde geken het. As iemand net vir hom dit kon doen, en hy nie kon kyk daarna nie, sou hy daai eksamen geslaag het. Nou wat doen perfeksionisme aan jou? Dit oorheers jou. Kan jy sien wat kan gebeur? Soos iets jou in beslag neem, en dis wat rykdom baie keer doen. Wie sal nou dink, almal sal nou na hierdie luister dalk en sê, "Sjoe, hy kap ook net rykdom." Nee, daar's meer goed in die lewe wat werk soos rykdom. Daar's baie temas en baie fasette van ons lewe wat werk soos rykdom. As jy iets kry, Christus sê nie verniet in Matteus hoofstuk 5. Nee, ek jok, dink is 6. Ons maak net doodseker. In Matteus 6 sê hy die volgende. Ons lees dit saam. Matteus 6 vanaf vers 19 in besonder vers 21. Moenie vele skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel, waar diewe inbreek en steel nie, maar maak julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Dan vers 21, baie belangrik, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die 22ste vers praat van die lamp is die liggaam, lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Jy kan dan nie twee Here dien nie. En dan gaan die Here Jesus aan met dieselfde ding. Waar jou hart is, daar sal jou aandag wees. Waar jou oog is, sal jou fokus wees. En waar jou fokus is, sal alles wees en jy gaan dit nie by die regte plek hê nie. As dit nie op die regte fokus is nie. Daarom sê hy in 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Watter dinge? Die sake van die lewe sal vir julle herstel word, of dit sal in die regte verhouding daar wees. Want waar jy kyk, daar sal jou aandag wees. So die twee sake van wat nie sin maak, of wat nie die moeite werd is nie, as jou fokus so groot word, en hier speel die tweede gebod. Die tweede gebod, en dit gaan oor afgoderry. Eintlik is dit die eerste gebod. Wat is 'n afgod? As die Heidelbergse Katekismus die vraag vra, wat is 'n afgod? Wat is 'n afgod? Wat dink jy staan daar geskrywe? Wat staan in die Heilige? Dit klink heeltemal reg. Kom ons lees dit gou. Ek maak of jy oop by die Heidelbergse Katekismus, dat ek net die vraag kry. Dis in die deel van die wet, tweede gebod. Sakramente verby.
oor die wet, hier gaan hy nou. Die tweede gebod, ja, dis vraag 95 van die Heidelbergse Katekismus. Dis Sondag 34. Die vraag is, wat is afgoderry? En die antwoord in die Heidelbergse Katekismus is, afgoderry is om in die plek van die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas om iets anders te versin of te hê, waarop die mens sy vertroue stel. Reg. En dit is, daar's klomp tekste wat dit ondersteun, maar hoor die saak van afgoderry. As Jesus sê, gaan verkoop al jou goed, vorige preek, dan sê hy, waarop was jou vertroue? Nie op my nie. En daarom as jy die nutteloosheid van goed bymekaar maak, is nutteloos omdat jou vertroue daarop is. Want wie het al goed bymekaar gemaak en gesê ek moet aftree? Met daai goed. Het is tog mos nou sinvol om bymekaar te maak dat jy maar aftree geldjie het. Anders gaan jy nie kan lewe nie. So daar's 'n sin om bymekaar te maak, maar daar is 'n oorskryding van die sin as ek meer bymekaar maak en my fokus is net op die bymekaar maak. En dis nie meer op die geloof en die vertroue op die Here nie. Daar's 'n verskil. So maak seker, ek sê nie dat ons nie mag bymekaar maak vir ons ou dag nie, want jy moet. Dis verantwoordelik. Dis verantwoordelik want jy moet die dak oor jou kop hê. Jy moet sorg vir jouself en dalk vir ander. Mens kan nie net nie bymekaar maak nie. Jy moet wel bymekaar maak, maar wanneer jy bymekaar maak, maak jy bymekaar sodat jy in verantwoordelikheid kan lewe, maar jy doen dit nie sonder om aan die Here te dink en jou vertroue nie op hom te stel nie. Hy is die een op wie ons vertrou. Laaste 3 versies. Vers 10. Nee, ek het nou nie goed tot daar gelees nie. Waar het ek gelees? Hoop dat geld jy sal bevredig, moet gaan tot by vers 9. Ek net seker maak ek dit klaar lees. Ek gaan net vers 7, ek het hom gelees laaste. Al die moeitevolle arbeid wat 'n mens is van 'n mens is vir sy mond, en tog word die begeerte nie bevredig nie. Vers 8, watter voorkeur het die wyse bo die dwaas? Watter voorkeur die arme wat weet om hom te beweeg onder die lewendes? Die aanskouing met die oë is beter as die geswerf van die begeerte. Ook dit is te vergeefs en 'n gejaag na wind. Daar sluit die gedagte oor, sal geld jou bevredig? Die arme sal 'n gebrek aan geld jou bevredig. Selfe probleem. Vers 10. Gaan oor die derde saak wat nie die moeite werd is nie. En dit is dat daar 'n hoop is dat dinge sal verander. Wat staan daar geskrywe? Want hy wat hy ook is, lankal is sy naam genoem. En dit is bekend dat hy mens is. Hy kan nie in die gereg gaan met hom wat sterker is as hy nie. Want hoe meer woorde, des te meer vermeerder hulle die nietigheid. Watter voordeel het die mens daarvan? Want wie weet wat goed is vir die mens in die lewe gedurende die getal dae van sy nietige lewe wat hy soos 'n skade weer deurbring? Want wie kan aan die mens bekend maak wat na hom sal wees onder die son? Hier gaan dit juis oor die saak van wat lê voor. Hoe weet ek wat kom? Ek weet nie. So die nietigheid is dat dinge sal maar net verander. Wie het al gehoor van 'n vrou wat met 'n man trou en sê, ek sal hom verander? Daai gelaggery. Dink jy nie dis wensdenkery wanneer 2 mense bymekaar kom en die een sê vir die ander, of die man of die vrou is, maak nie saak wie dit sê nie. Ek sal hom verander of ek sal haar verander. Hoe sal jy dit doen? Wat gaan jy doen om dit reg te kry? Ons kan klein veranderingkies aan mekaar doen, maar ons gaan nie die groot goed verander nie. Dit moet 'n wonderwerk wees. Daarom trou jy mos soos jy perde koop, né? Dit ook nie werk. Wanneer ons 'n lewensmaat soek, dis 'n langtermyn proses. Dis nie 'n transaksie nie, dis 'n ooreenkoms. Maar dis nie 'n transaksie nie, dis 'n ooreenkoms.
Dis 'n wonderbaarlike gawe dat mense vir lewenslang by mekaar kan leef en mekaar nie doodmaak nie. Dis wonderbaarlik. Verseker, genadig. Maar dis nie perdekoop nie, dis nie 'n maklike ding nie. So hoe weet ek wat kom? En hoe kan ek so belaglike uitspraak maak en sê, ek sal hom verander? Sterkte. Hy is dalk nou nice met jou. Hy is met jou gaaf, want hy is vir jou lief. En hy is dalk nog verlief. Maar op 'n dag gaan hy sê, hou op om vir my so te sê, ek gaan dit nie doen nie. En dan sit jy met hom. Hy gaan net erger word. En daai gaan hy nie verander nie. Jy sal maar verlief moet neem, hy gaan dit nou aanhou doen. En hoe harder jy druk, hoe meer gaan hy dit erger doen. Moenie dit doen nie. Wat nie doen? Moenie hom karring nie. Hy gaan dit nie verbeter nie. Hy moet tot bekering kom voor hy dit gaan verander. Hoor mooi, as die Here dit nie verander nie, kan dit nie verander nie. Hy kan die wonderwerk in 'n huwelik inbring wat niemand kon nie. Maar jy gaan hom nie verander nie. Jy kan vir hom lief wees. En liefde verander baie dinge, maar die Here verander die hart. Sodat jy ombuig en vir 'n ander meer omgee as vir jouself. Want selfsugtigheid in verhoudings is die grootste vernietiging van verhoudings. Daar is niks anders wat 'n verhouding meer vernietig as selfsug nie. Jy het gehoor hoe ek gereageer nou. Want selfsug reël daardie argumente. Ek sal doen, dis my lewe. Jy nie af van nou nie, jammer. Hoor jy selfsug? Dis hoe dit klink. En dis hoekom gaan dinge verander. Hoe gaan jy bepaal dit gaan verander? En die ongelowige weet, dit kan nie net verander nie. En dis hoekom die eerste 3 punte nie die moeite werd is nie. Weerens vanuit die oogpunt van die ongelowige, wanneer gaan geld lankhou as die Here dit bewaar? Wanneer gaan geld jou bevredig as dit gebruik word in die regte manier en die Here dit gebruik tot die bevrediging van almal? Hy sal dit reg gebruik. En wanneer sal dinge verander? As dit in die hand van die Here is. Dis die eerste 3 sake van die 6de hoofstuk. Ons stop eers daar vir vanaand. Enige vrae? So dis punt 1 van die preek. Dan is daar 'n tweede punt wat gaan oor 9 sake wat wel die moeite werd is. Is nogal mooi hoe hierdie derde preek het so 'n bietjie van 'n ander struktuur as die ander. Goed. Enige vrae? Opmerkings? Om? Ja, ek dink dit kos jou meer geld om te trou. Om getroud te bly is 'n duur storie. Maar dis die moeite werd, hoor, ek kan vir jou sê. Is goedkoper om getroud te wees. Die lewe is duur. Ek moet hy sin nie herhaal, dit is so mooi. Die vrou trou met die man en sy sê ek gaan jou verander. En die man sê maar sy gaan net so bly. En dan gaan ons so uit mekaar uit.